Lord Jesus, thank you for creating me in your image. Thank you that in you I lack absolutely nothing. Thank you that according to your word, I'm fearfully and wonderfully made. Thank you for choosing me for such a time as this, so that your glory and presence can be manifested in and through my life right now. Thank you, Holy Spirit, that I know I am never alone because you live in me, and because of who you are, King Jesus, I will never walk in defeat. I've been set free from all lies of the enemy, and I will not die before my time, but I will live to declare the glory of the Lord in this lifetime and in this land. Today I choose life because I choose truth. Jesus Christ is my truth. As a daughter of destiny, I will step up and step out in faith into the great plan God has for me. I have the DNA of my Heavenly Father. That is why everywhere I go, godly change is made through the power of the Holy Spirit and the living Word of God, which is on the inside of me. This gospel of Jesus Christ will be ministered through me as long as I have breath. It was for this purpose I was born. I declare my life is purposeful. My dreams are God's desire for my life, and my hope is charged with faith. As a daughter of promise, I will run my race with endurance. I will cry on my knees. I will battle through in prayer, and I will rise up in victory on my feet. Because Jesus Christ is the lifter of my head. Amen. Goeiedag en welkom by Step Up. Ek is Chantal en het is lekker om weer terug te wees by jou. Ek het 'n paar boodskappe gekry oor laasweek se boodskap en ek sê vir mense, daar was die evangelis wat gepraat het, so ek dink dit is ons het die ding, ons het hom hier by die keel gehad. So ons praat oor rit en bouhuis en ons praat oor die belofte van die Here en die goedheid van die Here wat oor ons lewens is en wat hy aan ons toevertrou en wat hy vir ons gee en wat hy vir ons beteken en net wat die Here vir ons wil doen. Ek kyk na Rit 3 en ek kyk na Jeremiah 29 vers 11 en die Bybel sê die plan wat die Here vir ons het is 'n mooi plan, is 'n goeie plan, is 'n suksesvolle plan om ons 'n hoopvolle einde te gee. Dan kyk ek na Rit en Naomi en hoe Naomi vir Rit in hoofstuk 3 sê, sal ek dan nie seker maak dat dit met jou goed gaan nie? Will I not seek my daughter-in-law that it will be well with you? So jy kyk na daai twee skrifte en dit kom by my dat die plan wat God vir ons het, is 'n absolute unieke wow-plan. Is 'n absolute plan van vrede, vreugde, blydskap, oorwinning, seëviering in ons lewe, maar om deur die proses te gaan, is so intens, is so moeilik, is so onverstaanbaar in jou menslikheid, dat jy nie daarby kan kom nie, en jy kan nie dink, wat wil die Here vir jou sê nie, jy kan nie dink nie, het kom nie by jou op nie, jy kan nie, jy kan nie een en een met mekaar sit en twee kry, die som van die Here werk nie so nie met mens. En ek dink, op die einde van die dag, toe hoofstuk 3 klaar is, vers 18 jammer, toe alles klaar is, toe kom het by die huis, nadat sy op die dorsvloer was, en Naomi sê van, nou moet jy sit en jy moet wag, en jy moet kyk hoe hierdie ding nou gaan uitspeel, nadat jy op die dorsvloer was by Boas. En sy sê van, wait, my daughter, until you learn how this matter will turn out. En ons het met hierdie ding gedeel in die week en op die dorsvloer, ons moet sit, ons moet wag, en ons moet kyk wat ons vir God gevra het, wat ons vir God gepleit het by hom, wat ons vir God voor die altaar gelê het, wat op die altaar lê, wat in sy teenwoordigheid is. Ons moet wag en op sy tyd wag, want die Bybel, daar is 'n skrif in wat Dawid sê, ons moet wag op die Here, meer as wagters op die môre, en hy sê, nou moet ons wag, en het is moeilik, because onthou net, 1000 jaar by God is soos 'n dag, en 'n dag is soos 1000 jaar, so ons werk nie by God op hierdie tyd nie, ons werk op Kairos tyd. Kairos tyd is nie op jou arm nie, my mens, Kairos tyd is God se tyd, dit werk nie in die manier hoe ons dink dit werk nie, dit speel nie uit soos ons gedink het, dit gaan uitspeel nie, dit is nie wat ons dink dit is nie, dit is net absoluut iets anders.
is dit absoluut iets anders. En ek dink, nou is ons hier en ons vra die Here om ons te help. En ek wil vandag vir jou sê, die plan wat God vir jou het, is 'n plan. Kom ons kyk daarna. Is 'n plan en 'n gedagte wat God van jou het om vir jou vrede te gee, vrede en om vir jou to give you well-being en om nie dat daar disaster op jou and not for disaster and to give you a future and a hope. En in die proses wat ons deurmaak, is dit maklik om te sê ja Here, ons wil die goeie planne, ja Here, ons wil die suksesvolle planne, ja Here, ek wil alles hê wat U vir my, is maklik om dit te sê, maar om daar uit te kom is 'n ander ding. Daar is soveel kanale wat ons moet deurgaan, daar is soveel hoogtes, laagtes, ops, afdraaie in die pad, daar's 'n stopstraat hierdie kant, daar's 'n koldesak wat jy ingestap het, en ons besef nie altyd dat daar's goeters wat ons terugruk in die lewe, en jy moet gaan stilstaan, jy moet gaan calculate wat dit is wat die Here wil hê ons moet doen nie. En dit is moeilik, want baie keer voel 'n mens dat, Here, maar U het dan vir my dit gebeloof. Die belofte het nog nooit verander, en ek wil dit vir iemand sê. Die belofte het nog nooit verander nie. God wil ons verander vir die belofte. Ek dink jy moet dit nou mooi hoor wat ek jou sê. Daar's 'n belofte, daar's 'n future, daar's 'n toekoms. 'n beplande toekoms van God af. The thoughts He have towards us, it is good, it is successful. Die plan wat God vir ons het, niemand in die eerste plek kan aan hy plan vat nie. Niemand kan vir jou sê, maar die plan gaan so en so en so uitwerk nie. Neem het dierbare. Niemand weet hy plan nie. Die enigste wat hy plan weet, is God. En nou en dan drop jy die ding in jou hart in, en hy gee vir jou 'n droom oor die toekoms, en hy gee vir jou 'n visie van hoe die ding gaan lyk, en 'n profeet kom en hulle sê vir jou hoe die ding moet lyk, maar niemand kan eintlik vir jou sê, dis hoe dit gaan lyk nie. Daar's nie 'n plan. Nie eens 'n profeet kan vir jou sê, jy gaan stap en 15 tree van nou af gaan dit en die gebeur, en 30 tree, daar's nie so 'n ding nie. 'n Profeet kan baie keer vir jou sê, ja, dit en dit gaan gebeur, maar daar's nie tyd wat hy vir jou kan gee, as jy 23 jaar oud is, die 14de van Mei maand, dan gaan dit, ja, jy kry sulke profete, maar nie alles is uitgelê nie. Die Bybel sê, bid tot my, Jeremia 33 vers 3, bid tot my en ek sal jou openbaar, dit wat jy nie weet nie, en die ondeurgrondelike dinge, so dat's goeders wat ons nie weet nie, dat's goed wat God net nie bekend maak nie, klink klaar, hy maak dit nie bekend nie, want hy gaan dit nie bekend maak nie, en weet jy wat? Hy het nie nodig om die plan vir jou lewe aan jou bekend te maak wanneer hy nie wil nie. En hier is die ander ding, want maak jy dit bekend, dan loop ons monde mos oor soos jampotte. So hy kan nie vir ons sê, dis wat gaan gebeur nie, because partykeer staan ek en jy by die punt waar ons dit gaan uitblaker prematurely en ons abort die plan van God. Ek moet dit weer sê. Baie keer as God vir my 'n ding gaan sê, o Chantel, dis wat ek gaan doen, en ek is excited, en ek wil, en dit is so 'n groot plan, en ek gaan na iemand toe, in innocence of net in opgewondenheid, en ek weet, maar die persoon kan ek mee praat, die persoon die duiwel kan 'n setup kry, om die persoon in 'n gesprek in te kry, waar die plan wat ek nou gesê het, daar uitgelap word, en ek sê vir jou my mens, jy abort die hele ding jouself, en hoor my wat ek vandag sê, ons almal in ons lewens, eens op 'n tyd, is skuldig daaraan. Ons praat, en nie noodwendig, ek praat uit excitement, en dit is wat Joseph gedoen het. Joseph het gesê vir sy pa en sy broers, het vertel sy drome wat hy gehad het. Hy het nie gedink sy vyand is om die tafel nie. Dis nie wat Joseph gedink het. Hy het nie gedink die mense wat hom in die put gaan gooi en hom verkoop is om die tafel nie. So hy vertel die geheim, hy sê vir die mense, vir sy familie, vir sy eie bloedfamilie, dit is die drome wat ek gehad het. Dit is die drome wat hy gaan slaap het en gedink het, nou gaan ek droom nie. That's not what happened. Dis nie wat gebeur het nie. Hy het gaan slaap, hy het gedroom, God gee hom 'n droom, hy droom, hy vertel die droom, hy weet nie eens, hy vertel die droom eintlik aan mense wat vyandiglik in hulle hart teenoor hom is, oor die liefde wat Jakob vir hom het nie, hy weet nie, maar alles daai is in die plan van die Here, want God het vir Abraham gesê, in Genesis 15, jou nageslag gaan in Egipte wees, as prisoners, so die hele ding is 'n setup van God.
Maar dan is daar kere wanneer ons buite onsself praat. Ons sê dinge wat ons nie moet gesê het nie, in kringe en in gesprekke en in conversations wat ons nooit moes gesê het nie. En wanneer die ding uit is, my dierbare, ons kan hom nie terugtrek nie. Al wil ons hom ook terugtrek, ons kan hom nie terugtrek nie. En nou sê die Here, die plan wat ek vir jou het, rit, die plan wat ek vir jou het, wat jou sal vir jou trek jou aan en gaan die dorsvloer toe, kom by die dorsvloer, Boas sê vir wag tot die dag, laat niemand jou sien nie, sê kom reis, Naomi sê vir nou moet jy wag my mens, because actually hier is nou niks wat jy meer kan doen nie. En die moment, ek weet nie hoe lang was die moment nie, ek weet nie was dit 'n maand nie, ek weet nie was dit 'n jaar nie, Here help ons. Ek weet nie wat dit 6 maande nie. Niemand sê die tydsberekening in hy 4 boeke nie. En weet jy wat? Die 4 boeke van Rut lyk asof dinge pop gebeur het. Maar het nie so gebeur nie. Het nie so vinnig gebeur soos wat ons dink het gebeur nie. Is hoofstuk 1, is hoofstuk 2, is hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Hoofstuk 4 kan die next dag gebeur het, maar hoofstuk 4 kan ook 6 maande daarna gebeur het. Hoofstuk 4 kan ook 'n jaar daarna gebeur het. Het kan 'n oploop gebeur. We don't know. Ons weet nie. Ek weet. As jy weet jy miskien, maar kom ek sê vir jou, ek weet nie, maar ek weet net, toe hoofstuk 4 gebeur, toe maak hy oop met Boas, hoofstuk 1, hoofstuk 2, hoofstuk 3, maak oop met die naam van Naomi, maar hoofstuk 4 maak oop met Boas, en daai oopmaak van Boas, is nie net Boas, dat, my mens, kom ek sê gou vir jou, daai then Boas, hoofstuk 4, is so groot. Dit is, my mens, dit is voorsiening, dit is blydskap, dit is vreugde, dit is vrede, dit is oorwinning, dit is seëviering, dit is fees wat gaan gebeur, dit is 'n beskerming, dit is troue, dit is kinders, dit is man, dit is alles in die moment. Then Boas dra alles. Jy kan gevra dit vir werk, en jou baas se naam is Pieter, en alles wat jy vir God gevra het, kan in Pieter wees, want Pieter is die deuroopmaker na jou destiny toe. Ek hoop jy hoor wat ek sê. So, ek en jy is by 'n plek waar ons sê, Here, die plan wat U vir my het, die plan van sukses, die plan wat U vir my het, vir my hoopvolle toekoms, nou, het lyk nou nie so hoopvol nie. Het lyk dan nou nie, daar is vir my 'n son wat gaan opkom nie. Hoekom lyk dit nie so nie? Dan moet ek en jy terugsit, en sê, Here, ek is moeg gewag, ek is moeg gehoop, ek is moeg uitgesien, maar ek moet nou terugstaan, dat ek nou moet sê, Here, wat is dit, waar het ek te vinnig beweeg, wat ek nou die consequences lewe, van wat ek nie moes gedoen het nie, dat U my moet nou help, dat ek in eerlikheid kom, dat U my moet help, want miskien was ek emosioneel, miskien was ek gemoved deur my drange, ek was gemoved deur, ek wil nie enkel bly nie, ek was gemoved deur, ek wil nie vir die res nie, en ons het nooit gewag op God se tyd nie, en het is ooit, ek dink, met wat nou aangaan in ons lewens, en wat aangaan, waardeur ons gaan, is dit 'n tyd van ons, wat die Here moet sê, Here, leer my om opnuut op U te vertrou, leer my om opnuut om U te hoop, die Bybel sê, die hoop in hom beskaam nie. If we read Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that I haven't seen. So ek het nog nie gesien nie, jy kan nou my sê wat jy wil, maar jy het nog nie gesien nie, want hierdie geloof, die hoop wat ek het in hierdie geloof, is iets wat ek nog nie gesien het nie, maar tog glo ek glo vir 'n huwelik, ek glo vir my kind, ek glo dat ek 'n kind gaan hê, ek glo dat ek 'n familie gaan hê, ek glo dat ek 'n huis gaan hê, ek glo dat ek 'n man gaan hê, dat ek 'n vrou gaan hê, dat ek 'n werk gaan hê, dat ek 'n promotion gaan hê, dat wanneer ek klaar geleer het, dat ek my posisie gaan inneem in dit wat ek gekwalifiseer, you get what I'm saying, ek glo dit, ek het nog nie gesien ek het nog nie eens die mense ontmoet, wat die ding vir my kan doen nie. Ek weet nie wie se deur oopmaak nie. Ek weet nie wie se destiny aanlok nie, maar tog het ek hoop. Jy hoor wat ek sê. So daai hoop is in Christus in. Daai hoop is in iemand wat die een wat dit kan doen. Want in elk geval kan jy dit doen nie. Nie een jou sertifikaat kan dit oopsluit nie. Daar's mense in hierdie land in wat hoogs geleerd is. Hulle het hele pos gekry wat hulle voorgeleer het nie. So nie eens my sertifikaat in my hand kan vir my die deur oopmaak nie. Niks kan vir my die deur oopmaak behalwe die guns van God nie. Niks kan vir my
actually vir my dit doen nie, behalwe die aangesig van die Here wat skyn, wat moet skyn oor my nie. En dis al wat ek vir jou vandag wil sê. Op die einde van die dag moet ek en jy by die plek kom waar ons sê, maar Here, ek het dit gedoen en jy het dit gedoen. Here, ek het gepleit. Here, ek het gebid. Here, ek het gevaas. Here, ek was by die altaar. Here, ek was getrou. Ek is in die bid, Here. Ek is by die moeders. Ek is by die vroue. Ek is by die jeug. Ek is by al daai goed. Ek is by al daai goed. Maar ek moet wag. En in hierdie moment van ons lewe, kan ek jou sê waar ons nou is, jy gaan moet fyn ingestel wees. Jy gaan moet diep ingestel wees. Jy gaan moet luister wat die Here vir jou sê, en jy gaan moet luister en jy gaan moet dubbel seker maak, dis die Here wat hier met jou praat. Want wat ons doen in hierdie seisoen, en ek sê dit al van Desember af, wat ons doen in hierdie seisoen, is propelling jou vir jou hele future. Jou hele lewe hang van hierdie moment af. Ek weet nie of jy verstaan wat ek sê nie. Jou hele mens wees wat as jy so gestaan het, en jy gaan draai, want ons is in 'n draai seisoen. As jy draai, gaan jy niks wat daar gebeur het, gaan jy kan saamvat hierdie kant toe nie. Jy moet draai weg van wat jy weet. Jy moet draai van weg van wat jy comfortable is af. Jy moet draai van weg wat jy dink, dit is reg. Jy gaan moet draai van wat jy dink, Here, maar dit is hoe ek weet dit moet gedoen. Dis nie hoe dit moet gedoen word nie. Wat ons nou moet doen, is wel om te sê, Here, ek is hier, en ek gee my lewe vir U. En dit wat U vir my sê om te doen, dis wat ek gaan doen. En U moet vir my bevestig in die woord. U gaan hom in my gees moet gee. U gaan met my, iemand moet vir my iets sê, dat ek kan hoor as U wat praat. Die pastoor gaan moet preek, en dat ek kan hoor, maar dit is ek wat U. En moenie nou praat wat jy by die Here hoor nie. Dis 'n moment van sit stil wees en hoor wat die Here sê. So mag die Here jou sien. Dis al wat ek vandag vir jou gaan sê. Ek gaan vir jou niks verder sê nie. Dis wat ek vir jou vandag wil sê. Ons moet by 'n plek kom waar ons moet sê, Here, ek het my eie planne gevolg. Ek het gedink dis wat ek gehoor het, maar ek was nie seker nie. Want nou is ek by 'n plek waar sekere goed maak nie vir my sin nie. Ek het gedink dit was U, ek het gehoop dit was U, ek het gedroom dit was U, maar was dit reg? Jy moet by die plek kom waar jy moet double check. Jy moet, because hierdie shift is 'n lifetime shift. It's an eternal shift. It is wie ek moet nou inkom, wie God sê ek moet wees. Dis waar ons is. So mag die Here jou seën. Ons is terug, selfe plek, selfe tyd volgende week op Kruiskyk. Mag die Here jou seën. Lees vir 3 vers 18, dan sal jy verstaan wat ek sê. Die Here seën jou.